Goeiemôre vriende, hier so aan die begin van 'n nuwe week. Dit is vandag Maandag, die 29ste September 2025, alweer amper die einde van 'n maand, né? Dit is ek sê altyd vir julle, dit is vir my net ongelooflik hoe die maande net eenvoudig en die jare eintlik for that matter net so verbyvlieg, né? Kom ons raak stil en dan dra ons hierdie week met al sy verpligtinge, met al sy uitdagings en met al sy lekkerhede ook sommer so aan die Here op. O Heilige Gees, hier is weer 'n week wat U vir ons gee, verniet met groot genade. Here, ek kom vra vir U dat U vir ons sal begelei in hierdie week om die regte besluite te neem. Here, om die regte keuses uit te oefen. Help ons hierdie week om op 'n mooi manier met mekaar te praat, waar ons ook al gaan. Help ons, al verskil ons vir mekaar, dat ons altyd met menswaardigheid teenoor mekaar sal optree. Here, gee vir ons die wysheid om te onderskei wanneer om wat te sê. Here, plaas 'n wag voor ons mond voordat ons iets sê wat ons miskien later berou en voor moet jammer sê. Help ons, Here. Amen. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Vriende, ek gaan nou maar so aan met Efesiërs, die brief aan die Efesiërs van Paulus. Dit weer julle daar patent maak wanneer Paulus praat, hierso in vers 1 sê hy, aan almal in die Efese wat aan God behoort en in Jesus Christus glo. En wat het die ouens dan ook sê, liewe vriende, hierso die ouens wat ons so 'n bietjie meer dieper gaan kyk het, na hierdie tipe dinge, ek net gou daai enetjie hierso, ja, hierso sê hulle sê in die oorspronklik van die vroegste tyd af staan aan almal wat aan God en Christus Jesus glo, nie net aan die Efesiërs nie, né? En hierso staan aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus glo, en dan sê hulle hierso in die oorspronklike ding staan daar, in die vroegste manuskripte staan daar aan almal wat aan God en Christus Jesus behoort. Dit is net 'n nuance verskil, maar dit is interessant, hè. Ons het 'n bietjie gepraat oor die uitverkiesing, liewe vriende, want hier in vers 4 staan, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberisplik te wees, né? So ons is uitverkies om heilig en onberisplik te wees. Ons het so 'n bietjie daarby stil gestaan. En toe het ons 'n bietjie stil gestaan by genade, waar hy sê in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees, né? Daai bestem gaan ook oor oor uitverkiesing, né? So ons hom nou maar 'n bietjie deurvat. En dan het ons gepraat, dat ons van mekaar gesê het, liewe vriende, dat die genade gaan oor Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis, en ons het die vergelyking getref van die boot wat eintlik al op pad is voor die storm uit, en iemand spring as prins af, en daai boot moet terugdraai binne in die storm in, gooi 'n reddingsgordel vir daai ou wat hy nie verdien nie, want hy het as prins afgespring, maar hy verdien dit nie, maar hy het teruggekeer, van die gordel gegooi, het ingeklim. Dit is genade. Genade is onverdiend. Jy verdien dit nie. Hulle kon hom net daar gelos het in die see om dood te gaan, hè. Maar hulle het die see getrotseer, dood getrotseer om sy lewe op die ou einde te red. Dit is genade. Jesus het die dood kom trotseer. Hy's inderdaad dood, liewe vriende, om in jou en my plek te kom sterf, alhoewel ek en jy dit nie verdien het nie, né? Ek en jy maak net droog, en dit is genade. Dit is genade. Okay. Dan gaan ons aan hierso in Efesiërs vir dan sê hy, deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. Soos hy dit vooruit al bestem het. Weer uitverkiesing. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit, dis sê Paulus, né? Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. En wie is die eerstes? Hierdie mense hier in die vroeg, hierdie ding is omtrent geskrywe, dink ek, as ek nou nie mis het nie, liewe vriende, as ek weer gaan kyk, so 61, 63 na Christus, as hy die brief geskryf, so is letterlik omtrent 30 jaar na Jesus se dood, wat hy die brief geskryf het, en wat hy dan net kom sê, daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, so amper al die eerste geslag, nadat Jesus op 33-jarige ouderdom dood is, nee. Ek wil sê,
Ons is die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het. Die grootheid van God en met die grootheid van God prys. Kom sê hy daai tyd al vir hulle. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. So hierdie eerste mense, liewe vriende, hier in 61, 63 na Christus, wat die evangelie gehoor het, miskien nou 'n bietjie vroeër, né? Die evangelie gehoor het. Wat het gebeur? Die evangelie gehoor en hulle tot bekering gekom. Nou my siening altyd daarvan is, vriende, dat jy kom nie sommer net tot bekering. Die Heilige Gees is die heeltyd besig om met jou te werk. En soos die Heilige Gees met jou werk, raak jy al hoe meer ontvanklik vir God. En op 'n kol dan sê jy ja, nou wel as party mense wat mos nou sê nee, stel nie belang nie. Dit is die onverstaanbaarheid van ongeloof, né? So deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, kom sê hy vir hierdie mense. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys, né? So dit gaan om die grootheid van God te prys, gaan oor die genade van God, dit gaan dat ek en jy inderdaad heilig en onberispelik moet lewe. Dit gaan daaroor, liewe vriende, dat hy vir ons op die ouene sê, maar hoor hierso, hierdie genade is onverdiend wat aan julle gegee is. En dan kom sê hy vir ons inderdaad, maar die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God ons beloof het, né? Die Heilige Gees is uitgestort op ons. Ons het die Heilige Gees ontvang, liewe vriende. Die Heilige Gees lewe binne in ons. En wanneer die Heilige Gees binne in ons lewe, is die gawes van die Heilige Gees ook in ons gegee, inderdaad, nee, wat dit ook al mag wees wat die Heilige Gees ons mee toevertrou om vir ons te gee. Die een ding, net gou iets oor die gawes van die Gees en al die goed wat ek net gou vir julle wil sê. Wat is dit, Dani Botha, wat sê oukie, wie sê pastoor nou, ou wat so lekker sing, wenners daai tyd. Ek bedoel, dit is vir my baie sad, vriende, as ouens die opmerkinge maak wat hy gemaak het van die wegraping en dan gebeur dit nie. Niemand weet dit nie. Die Bybel is tog duidelik daar. Jesus sê, selfs hy weet dit nie. En dit voel vir my net, dit is ouens wat probeer ligtheid kry, is ouens wat probeer granderig klink, liewe vriende, en dan het hulle die 10 verskonings op die ou einde, wanneer die goed wat hulle voorspel het nie gebeur nie. En daarom sê ek, wees ligtig vir pastore en predikante wat begin om sulke goeders te sê. Wees ligtig vir pastore en predikante, liewe vriende, wat net genesingsdienste daar uiteindelik net om getalle te trek op jou. Hulle kom absoluut ongelooflik voor. Ek sê nie God genees nie. Maar wees maar op die uitkyk. Wees versigtig, vriende. Wees versigtig. Ek dink maar net dit is vir hom net op baie spesifieke punt nou. Dit was vir hom klein onverantwoordelik. En dit is ook ek altyd vir julle sê, we gaan baie nederig om met die feit dat Jesus het vir my gesê, God het vir my gesê. Dit is nou presies weer wat met hom gebeur het. Die Here het definitief vir hom gesê. En nou lyk dit die Here het dit nie vir hom gesê. So mense manipuleer ongelooflik daardeur, liewe vriende, deur te sê God het gesê, maar wat sê ek en jy nou? Ek het 'n woord van God ontvang. Vriende, ek hardloop maar wye draaie om hierdie manne wat daai goedjie sê. Hoor, ek sê dit maar eerlik vir julle, ek het dit maar van my afkry. Ek hardloop wye draaie om hulle. Wat ek en jy hoogstens kan sê, is dat ek en jy kan sê, weet jy, ek het terwyl ek gebid het, was daar net hierdie belewenis wat ek gehad het. Ek het hierdie belewenis gehad dat ek met jou moet kom praat. Moet nou nie God daarby insleep nie. Om dan te sê, ek het die belewenis dat God vir my sê ek moet vir jou kom sê nie. Besop daarvoor, liewe vriende. Besop daarvoor, ons het dit nou weer gesien. Al wat ek aan jy gaan wees, gaan my eens maar nederig. Gaan sê, wie jy, ek het, terwyl ek daar by die water of in die berg gesit het, of terwyl ek die woord gebestudeer het, weet jy, het ek hierdie belewenis net hier by my opgekom, ek wil graag met jou kom praat. Ek wil net vir jou kom sê, weet jy, ons dink aan jou, of ek wil vir jou kom sê, weet jy, die Here is lief vir jou. Maar moenie verkom daar opstaan en sê, ek het hier gesit en die Here het vir my gesê, ek moet vir jou kom sê nie. Vriende, bly maar eerder weg daarvan, hoor. Moenie God intrek by jou gedagtetjies wat jy dink hy vir jou kom sê nie, hoor. Wees maar nederig daar, wees rustig oor dit wat jy sê maar net wat jy dink. Moet nou maar nie God net daarby intrek sommer nie.
Wees versigtig vir hierdie manne, vriende en hierdie vroue, wees baie versigtig vir hulle. Dit is mense, en ek sê nie weet dat dis daar nie se geval, die glad nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê net wees versigtig, dis baie van hierdie mense wat ontsaglik manipuleer deur hierdie tipe van dinge. En deur visioene, en deur drome, wat jy kan nie aanvat nie, want hy kom sê vir jou, God het vir my hierdie drome gegee. Die meeste van die drome, liewe vriende, is net eenvoudig nonsens. So besop daarvoor. Ag, ek sommer my 5 sent, my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.